Hoe weet ek is 'n Israeliet? Die gees van God werk in my. Hoe weet ek hy werk in my? Ek beleef dit elke dag. Ek sien dit. Ek ervaar dit wanneer ek sy woord lees. Hy openbaar dinge aan my wat ek nie geweet het nie, wat vir die verstand nie moontlik is nie. Hoe gebeur dit? Deur sy gees wat in my is. In wie is sy gees? Die nakomelinge van Abraham, Isak en Jakob. As die Heilige Gees deur jou kan werk, is jy die nakomeling van Abraham, Isak en Jakob. Godsdiens is nie dit nie. Wat is godsdiens? Dis akademies. Jy gaan universiteit toe, hulle gee jou 'n graad en jy word 'n dominee. Dis akademies. Daar's nie geeswerking nie. Daar's nie geeswerking nodig. Maar om in die koninkryk van God te kan insien, om God te kan beleef en ervaar, 'n verhouding met hom te hê, nie kerkverhouding nie, met hom, vra die deelname van die Heilige Gees. En dis net beskikbaar vir die nakomeling van Abraham, Isak en Jakob. As iemand my vrou, weet jy stel jouself dinge aan wat jou nie toekom nie. Ek weet, want sy gees is in my. Want ek ervaar die werking van sy gees elke dag in my lewe. En daarom weet ek. En as iemand vir my sê, hoe weet jy, en is eintlik 'n aanklag, dan weet jy hierdie persoon is nog nergens. Hy's nog nie eens in graad 1 nie. Hy's nog in die kleuterskool wat die geestelike betref. En dalk het die tyd geword dat ons moet aanbeweeg. En as iemand sê, nee, daar's nie uitverkore volk van God nie, ons is beweeg aan. Die tyd is klaar. Hierdie boodskap van vandag gaan oor ek en die verbond. Wat is die verbond vir my? En die kommentaar van almal rondom my bestaan nie. Dis weg. Ek steur my nie aan kommentaar van mense nie, want ek is besig met die verhouding tussen my en die Almagtige. Ek wil sy verbond ontdek. Ek wil sien wat hy vir my sê. Ek wil hê dit moet my lewe verander. Ek wil hê dit met my verhouding met hom verander. En as mense sê, ja, maar dit nie, ek wil dit nie eens hoor nie. Want daai persoon wat dit sê, het ook 'n verhouding met die Almagtige. En hy moet sy eie heiligheid werk met vrees en bewering. Maar hier, met hierdie boodskap, is ek besig met my verhouding met hom. Ek is besig met sy aanbod aan my van 'n verbond wat ek gemis het. Wat ek kyk en ek sien, ek het nie die waarde daarvan besef nie. Ek het nooit teruggeval op hierdie verbond nie. Vader sê, as jy in benoudheid is, roep my aan en ek sal jou uitred. En ek het dit altyd in 'n godsdiensverhouding gesien. Nou sien ek dit in 'n verbondsverhouding. Dis totaal iets anderster. En die resultaat is totaal iets anderster. En dis die bedoeling van hierdie boodskap van vandag is, ek en hierdie verbond, ek het dit nie besef nie. Ek het dit nie gesien nie. Ek het dit nie gebruik nie. Dit het nie myne geword nie. Want dit was my weggesteek. Maar nou sien ek dit. En ek wil dit hê. En ek wil in hierdie verhouding ingaan. Ek wil hierdie verbond wat Vader met my gemaak het, gebruik. Ek wil dit eer. Ek wil deel word van dit. En ek gaan nie toelaat dat enige mens daar buitekant se kommentaar my daarvan gaan weghou nie. Is dit vir almal? Nee. Bedoelende wat? Hier kom Dawid by die gevegsterrein aan. Daar staan die hele Israeliese weermag. Watter een van hulle het daai verbond gebruik? Nie een nie. Die oomblik as daai reus sy mond oopmaak, dan vlug hulle. En hier kom 'n seun aan. En in sy lewe het daai verbond gerealiseer. En hy sê, wat doen daai Filistyn hierso? Hoekom? Want die verbond het gerealiseer in sy lewe, maar nie in een van die ander Israeliete. En nou is dit ek wat hierdie verbond sien. Gaan ek snap wat Dawid gesnap het, of gaan ek pas bly sit in die godsdienswêreld en nooit uitkom by die verbond? Van hy Israeliete, Saul in kluis het godsdiens bedryf. Saul was 'n goeie godsdienstige, maar Dawid was in 'n verbond met die Almagtige. Dis wat ons moet sien. Almal gaan nie die verbond sien. Min gaan die verbond sien. Maar dit is tyd om aan te beweeg en te sê, ek kan nie meer betrokke wees met hierdie aanhoudende stryery, of is dit nou die volk, of is dit nou almal? Ek beweeg aan, want ek wil kom waar Dawid was. Ek wil in hierdie verbond ingaan. Ek en die wat wil saamgaan. En dis dalk 'n ander uitkyk om in die verbond te kan ingaan. Hy sê, ons moet die koninkryk van God met geweld bestorm. Maar ons is so
bewus van die mense. Dit hou my so terug om te groei in die Almagtige, want ek is die hele tyd besig met hierdie melkkos. Wie is die volk van God? En hoe weet jy is die volk van God? As jy nie weet nie, het jy 'n geweldige groot probleem. En jy moet uitvind vir jouself. Jy is so besig om ander mense aan te vat oor hulle geloof, dat hulle glo God het 'n uitverkore volk, en self weet jy weet niks nie. Maar jy is so aanmatigend om hulle aan te vat, maar jy weet self niks. Dis wat gebeur. As iemand vir jou sê, hoe weet jy, daar's 'n uitverkore volk van God, en jy stel jouself aan, daai persoon stel homself aan, want hy weet niks. Dis so goed ek kom by 'n operasie waar hulle besig is om 'n hartoortplanting te doen, en die slimstes van die slimstes is daar, en ek kom daar en ek sê, hey, julle, wat vang julle hier aan? Julle kan nie dit doen nie. Dis presies wat gebeur. Dis totale onkundige in die evangelie van die koninkryk van God, wat geweldig baie kommentaar lewer oor die mense wat reg glo, wat glo in 'n verbondsgod, wat glo in 'n verbond. En omdat hulle besig is met godsdiens, en hulle godsdiens laat dit nie toe nie, kritiseer hulle alles. Dis wat aan die gang is.